Goeiedag aan almal. Baie welkom by sessie 3 van ons reeks oor die aartsvaders, waarin ons vandag die verhaal van Jakob gaan deurlees. En onthou dat daar vir julle notas ook op die webruimte is. Julle kan dit daar kry, ek het vir julle afgelaai. En ek volg min of meer, sê maar net weer, ek volg min of meer in hierdie sessie ook dit wat op die notas staan. So volg dit maar so in die notas. 'n Goeie idee is om na die tyd weer 'n bietjie deur die notas te gaan en gaan onderstreep daar tekste wat vir jou belangrik is. Dan hoef jy nie alles daar nou neer te skryf en te kan onthou nie. Onthou ons tema gaan oor die vraag, hoe is God vandag in hierdie wêreld teenwoordig? En die prentjie wat ek voorweer het op julle sessie 1 van die Bybelskool van 'n boek wat oop is, en op die oop boek is daar 'n klomp prentjies wat daarin uitkom. Prentjies van ons normale lewe, van ons lewe saam met ons kinders, in ons werk, saam met ander mense, die ekonomie, die omgewing. En hoe nou verweef God daarmee met ons saamleef? Laas week was daar 2 belangrike dinge wat ek net weer wil herhaal, wat ons uitgelig het. Die een is baie belangrik. Gebruik altyd 'n kaart as jy jou Bybel lees. En in sessie 2 sal julle 'n klomp kaarte sien, en ons het daarin gepraat met plekke wat Abraham in sy reise besoek het. En as jy die plekke so volg, dan is dit net asof jy soveel makliker die storie hoor en dit verstaan, want jou kop volg al van 'n kronologiese verloop van gebeure. Dit help baie. Die tweede ding wat ek regtig hoop julle altyd in hierdie tyd begin insien het, is dat jy skielik die skrywer hoor. Nooit het jy die skrywer gehoor nie, omdat jy so in die karakters vasgevang is, maar julle sal agterkom hoe kunstig al hierdie verhale saamgestel is, op 'n baie kunstige manier. Ons gaan vandag dit weer op 'n besondere wyse sien. En daarmee dan, om te begin verstaan dat die skrywer wat die verhaal skryf, gebruik die verhaal om vir ons iets belangrik oor God en oor mense te deel. En hulle het dit so belangrik geag, dat hierdie verhale oor eeue en eeue en eeue vir ons vandag behoue gebly het. So kom ons hersien net gou-gou, wat was die boodskap van die Abraham verhaal? En nou wil ek hê julle moet julle kaart sien. So maak jou oë toe, en al wat ek wil hê jy moet sien, is 2 plekke. 'n plek met die naam van Haran, wat in die noorde is van die ou nabye ooste, en 'n plek in die suide, op die berg Moria, Jerusalem. En tussen hierdie 2 plekke het Abraham gestaan, Genesis 12 en Genesis 22. En op al 2 hierdie plekke staan Abraham in geloof. In Genesis 12 het hy in geloof uit Haran getrek. Maar toe hy vele jare daarna, Genesis 22, op berg Moria staan, waar hy sy seun Isak moet offer, staan hy met dieselfde geloof, maar ook met 'n ander geloof. 'n Geloof wat oor jare gevorm is, deur bloed, sweet en deur trane. En daardeur kommunikeer die teks iets vir ons baie besonders oor wat geloof is. En hoe God in ons geloof vorm. En dat dit te doen het met die alledaagse realiteite van seer kry en swaar kry en vreugdes waarmee ons elke dag te doen het. En dan die mooi gedeelte net wat Abraham daar sit, en ek wil amper sê, hy het dieselfde geloof, maar 'n ander geloof. Dink gou toe jy 20 jaar terug in jou lewe en waar jy nou is, of 30 of 40 of 50 jaar terug in jou lewe en waar jy nou is. En op daai berg kom Abraham skielik tot die besef, God voorsien. Hy het dit altyd geweet, maar hy weet dit nou op 'n ander manier. En ek verstaan baie van ons is presies dieselfde. As ek vir jou moet sê hoe het jou geloof verander, is dit vir ons moeilik om te verduidelik, maar dat jy iets beleef van later in jou lewe wat jy op 'n plek is, en deur die pyn en die seer kry en die vreugdes op 'n manier net weet, God voorsien, en dit gaan my help om uit te kom waar ek moet uitkom. Ons het mos nou baie tyd, met die tyd van isolasie waarin is, so ek wil net nou nog 'n teks daarbey aanhaak. Ek wil hê julle moet Romeine 11 vir my gaan lees. En ek wil nou net so 'n stukkie daaroor, want Romeine 11 sê dit vir my net so mooi. Romeine 11 vanaf vers 33 gaan ek lees, en 'n gedeeltjie daarvan, want dit sluit vir my so mooi aan by hierdie Abraham verhaal. Ons vraag is, hoe is God dan in ons wêreld teenwoordig? En dan sê Romeine 11 vers 33, Paulus daar, oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë,
En dan die vraag, wie ken die bedoeling van die Here? Dat hy vir hom sê hoe dinge is. En dat God verplig is om aan ons iets terug te doen. Of om aan ons verskuldig is oor wat hy doen. En dan eindig die gedeelte om net deur te sê, deur hom en tot hom is alle dinge. Maar dan gaan die gedeeltjie verder. En dan sê dit vir ons wel, dat God nie net soewerein is en oor alles is nie, maar dat hy in sy soewereiniteit, dat hy ons tot insig bring in wat hy doen. En dan sê die gedeelte in Paulus, gee daarom, in die lig van God se soewereiniteit, gee daarom, doen ek 'n beroep op julle, gee julle self aan God as 'n lewende, geheilige offers, wat vir hom aanneemlik is. En dan brei die gedeelte daaruit, laat toe dat God jou denke en gedagtes verander, oor hoe jy na jou hede kyk en wat in die omstandighede is. En dan gaan die gedeelte verder en kan sê, dan sal God jou verander. En dan gaan die gedeelte verder en te sê, dan sal jy ook besef, dat dit nie net alles draai rondom ons eie behoeftes nie. Maar dan sal jy besef, dat daar iets groter is, wat God laat ontvou. En dan sê die gedeelte vir ons mooi, hoe ontvou hierdie voorsienigheid van God? Hoe ontvou geloof? En dan gaan dit in Romeine 12 vers 9. Iets daarvan word sigbaar, waar liefde opreg is. En dan gaan ek net kernwoordjies lees. Betoon hartlike broederliefde. Verbly julle in die hoop. Vers 13, help julle medegelowiges. Vers 14, seën julle vervolgers. Vers 15, wees bly saam met die wat bly is, en huil saam met die wat huil. Moenie kwaad word nie. Wees goedgesind teenoor, dan sê dit alle mense, en leef in vrede met mense. Moenie wraak neem nie, moenie kwaad raak nie, want ons leef onder God se voorsienigheid. Voor ons dus by ons volgende sessie kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, Here, dankie vir hoe U ons lewens omring. In alle plekke waar ons reis. Here, dankie dat U teenwoordigheid strek bo ons eie denke en vermoëns en wete. Maar dat dit tog so duidelik sigbaar word, daar waar ons beleef dat ons verander word. Dat U ons denke verander. Dat U ons gedagtegang verander. En dat hierdie denke en gedagtegang ook te doen het met die dinge wat in hierdie onmiddellike tyd voor ons lê. Meer as uitdagings, Here, help ons om die geleenthede te sien. Help ons veral in hierdie tyd, Here, om te kan besef dat U ons laat behoue bly. Dankie vir die eenvoud wat ons kan vier en wat ons uit die hand uit kan kry en dat ons daardeur geseën is. En dankie dat ons in hierdie dag weer saam 'n baie besondere verhaal met mekaar kan saamlees. Amen. Op die notas is ons op bladsy 2 en daar het ek vir julle 'n mooi kaart gesit. Ons kan gou na die kaart kyk wat gaan oor Jakob se reise. En kyk weer die plekname, want hierdie plekname weer eens, as jy net na hierdie kaart kyk, gaan jy agterkom hoe insiggewend hierdie kaart is net om die hele verhaal van Jakob bymekaar te kan bring. En ons gaan hierdie verhaal in hierdie sessie volg. Daar kan jy nou mooi sien. Onthou Berseba, dis waar Isak en Rebekka gebly het. En Jakob en sy broer Esau hier groot geword. En dan op 'n stadium gaan ons lees dat daar konflik ontstaan. Jakob vlug en volg die kaart. Hy gaan na Bethel toe. En van Bethel gaan hy na Sichem toe. Onthou julle, ons het laasweek ook by Sichem uitgekom. En Sichem is die plek waar Jakob op die einde hom gaan vestig. Sichem is die plek waar Jakob se seun Josef dan uiteindelik ook begrawe is. Van daar af, kyk wat trek hy weer, in die teenoorgestelde rigting wat sy oupa Abraham getrek het, en hy gaan weer terug na Haran toe. En dan van Haran af, op 'n sekere stadium, trek hy weer af, na Peniel toe, weer na Sichem toe, deur Bethel, en hy kom dan in die omgewing van Hebron, in Genesis 35, arriveer hy dan. En ons gaan iets van daardie reis gaan ons volg. As julle ook 'n bietjie na die stamboom kyk,
volg net gou Jakob se stamboom en raak gou net kyk net na die karakters in die verhaal. Dis Jakob, volg hom dan na Rachel toe en van Rachel gaan ons dan na Josef toe. Nou as julle so na die gedeelte kyk, na die geslagsregister en na die bekende mense, het julle iets interessant agtergekom. Het julle agtergekom daar is nie eintlik 'n verhaalsiklus van Isak nie. Dis asof Isak se verhaal korter is en op 'n totale ander plek lê as die verhale wat ons kry van Abraham, Jakob en Josef. Isak verhaal is byvoorbeeld nie volgens die Toledot formule ingedeel nie. En daar is nie al die karakters en die intriges so heeltemal in die Isak verhaal soos wat daar in die ander is nie. Nou die Jakob verhale, ek het laas julle gesê, al hierdie verhale is saamgevoeg deur 'n skrywer uit ouer verhale en nuwer goed bygewerk, wat waarskynlik te doen het met lewenswyses en dinge wat by mense se lewens gebeur het, maar ons kan in die Jakob verhaal herken ons baie ou tradisies wat daarin ingewerk is. Wat interessant is rondom die verhale is dat ek wil gou vir julle die areas wys van die aardsvaders, terwyl die Abraham verhale meer in die suidelike deel van Juda afspeel, suidelike deel van Kanaan, speel die Jakob verhaalsiklus meer in die noordelike gedeeltes af, of wat in die noordelike stamme ook bekend gestaan het. En julle kan dit baie duidelik daar op die kaart ook sien. Onthou die Abraham siklus, sal julle sien, is gemoeid met Abraham se beloftes wat oor generasies gaan. Maar skielik gaan die verhaal in Jakob nie oor generasies nie, dit gaan net oor Jakob se eie generasie. En Jakob se strewe om daar binne geseën te kan word. En reg deur die verhaal kan julle sien, is hy konstant gemoeid met goed soos voorspoed, met vrugbaarheid en 'n soeke na sukses. Die verhaal van die kaart van die areas is daar op bladsy 5 in julle handleiding, 4 of 5, ek is onseker, my net so 'n bietjie geskuif. En dan sal julle ook agterkom dat daar pertinent weer 'n klomp herhalings is tussen die verhale, wat ook weer voorkom, as dit amper presies dieselfde storie is wat weer oor vertel word. Die kwessie van hongersnood, Rebekka wat so Sarah kinderloos is, die ontmoeting met Abimelek, en ook weer dat Isak daaroor jok, God se belofte van land en nageslag. Onthou, terwyl elkeen van hierdie 3 verhale eintlik op 'n manier uniek is en anders is hulle tog baie dieselfde, want die oorheersende tema gaan dan spesifiek ook oor land en die belofte van land en nageslag. Maar nou 'n interessante vraag. Ons is agter die aardsvaders aan, maar wat het van Ismael geword? Ismael speel 'n baie belangrike rol ook in vandag se verhaal en in vandag se storie. Kom ons gaan kyk gou-gou wat het van die storie van Ismael geword. Ons lees in Genesis 25 vers 18 dat Ismael se nageslag het gewoon in die gebied van die Gawila af tot by Sur, oos van Egipte. En as julle in die gedeelte sien, dan sal julle nou sien ons verhale loop ons nou eintlik na 'n tweede generasie toe, maar hierdie tweede generasie speel ook dan 'n rol. Isak en Ismael ook dan. En die gedeelte wat ons dan sê waar hy hom gevestig het, daar kan julle dit op die kaart sien. Die tweede ene wys dit 'n bietjie beter. Waar dit is 'n gebied waar Ismael hom gaan vestig en wat dan bekend staan as die Arabiese Skiereiland, wat dan uiteindelik ook 'n belangrike rol dan nou speel as die omgewing waaruit Islam dan later ontwikkel het. Maar in hierdie gedeelte wat ons dan die Paran-woestyn noem. Julle moet nie verwar met die Paran Aram woestyn wat in die Padan Aram woestyn of gedeelte wat in die noorde van die land is nie, wat wel Haran is nie. So in die noorde kry ons Haran wat hulle dan Padan Aram noem, en in die suide kry ons die Paran woestyn. En 'n klomp van die ander verhale speel ook hier af. Julle kan daar op bladsy 7 daarna gaan kyk. Dawid was onder andere ook hier gewees, en wat speel hier af? Die uittog vir 'n baie lang tydperk, 40 jaar, swerf die Israeliete in hierdie gebied dan rond. Kom ons gaan na bladsy 7 toe, en dan gaan ons na
Jakob se baie unieke verhaalstruktuur gaan kyk. Onthou, net soos wat in die Abraham verhaal, het die Jakob verhaal ook hierdie interessante gedeelte struktuur in die verhaal. En in die struktuur lê die boodskap ons nou opgesluit. Hy het 'n plot, hy het 'n spanningslyn wat tussen punte verloop, hy het 'n ontknoping en dan het hy ook weer 'n transisiegedeelte wat ons na die volgende verhale toe vat. En mense sien dit baie duidelik in hierdie Jakob verhaal. Dit staan verskriklik mooi uit. En as mens hierdie struktuur weer begin sien, dan is dit asof die boodskap op jou afspring. En ek hoop dat teen die einde van die sessie julle dit so ook sal ervaar. Onthou, as die gepraat te veel raak en dit raak te lank, druk eers net die pause knoppie, die pause knoppie en gaan drink eers 'n bietjie koffie en rek die bene en dan druk jy maar weer die knoppie. Ons gaan probeer om dit alles binne so 50 minute, 55 minute af te handel. Kom ons gaan kyk gou na die verhaal. Onthou julle die Abraham verhaal het sy ontknoping het tussen twee punte gebeur. Tussen Haran en tussen Berg Moria. Tussen Genesis 12 en Genesis 22. En hierdie is presies dieselfde geval in die Jakob verhaal. In die Jakob verhaal is daar twee punte waar tussen die belangrike punte waar tussen die spanningslyn afspeel, hier op bladsy 7. En dit het te doen met Jakob wat in konflik is met Esau. En dan in die einde Jakob wat met Esau versoen. En in die ontknoping van hierdie gebeurtenis lê ons tema opgesluit. En in ons tema lê die boodskap opgesluit. Nou tussen hierdie twee momente gebeur daar dan belangrike goed. Ek wys net gou-gou vir julle, as ek hom net gou-gou hier kan kry. Daar kan julle die Jakob uitleg teks sien. Hy is ook in julle notas. Hy mag dalk 'n bietjie onduidelik wees, maar buiteom is die twee konfliksituasies. En dan gaan ons binne die twee konfliksituasies kry ons twee ontmoetings. En hierdie ontmoetings gebeur daar radikale goed met Jakob, waar Jakob op verskillende maniere verander. En dit is belangrik om hierdie veranderings te sien. Hierdie ontmoetings het by twee bekende plekke gebeur, Bethel en Peniel. En julle moet net weer kyk, daar wys ek dit gou vir julle op die kaart. So sien julle waar Bethel is? Bethel op pad Haran toe. Voor hy by Haran kom, gebeur iets daar in Genesis 28 by Bethel wat wat Jakob se lewe in Haran verander. En as hy van Haran af dan aftrek ondertoe, gebeur daar iets in Genesis 32 by Peniel wat sy toekoms weer vir sy ontmoeting met sy broer gaan verander. So, hierdie is die twee kernmomente, die konflik tussen die broers en die versoening en tussen die twee ontmoetings. En tussen hierdie twee ontmoetings lê twee konfliksituasies wat beskryf word. Jakob in konflik met Laban en Jakob in konflik met die verbond. En dan, aan die einde van die verhaal, kan ons dan sien dat ek gaan weer vir julle net gou die verhaal wys, daar is hy. Aan die einde van die verhaal, breek aan wanneer Josef gebore word. So, ons verhaal strek eintlik van geboorte tot geboorte. Van Jakob se geboorte tot Josef se geboorte. En as na Josef se geboorte, dan sien ons, is die verhaal klaar. So, in die middel van die verhaal, kan julle hierdie geboorte sien, en dan die omarming daarvan, om iets van die verhaalstruktuur en opbou vir ons te kan wys. Nou, ons gaan na 'n paar kernmomente nou in die verhaal kyk, en ek wil hê, julle moet vir my blaai na Genesis 25 toe. Weereens, voor jy die sessie kyk, maak seker dat jy die verhale goed deurgelees het, en dan sal jy sien, dit sal vir jou baie help, of stop die gedeelte en lees weer net van die verhale met mekaar saam deel. So, ons gedeelte begin in Genesis 25, en die verhaal begin met konflik. En ek wil daar vir julle gedeelte lees, Genesis 25, vers 24. Toe Rebekka haar kinders in die wêreld bring, was dit tweelingseentjies. Die eerste is gebore, rooi, vol hare soos 'n veldjas. En hy is Esau genoem. Sy broer is na hom gebore, en die se hand het aan Esau se hakskeen vasgehou. Hy is Jakob genoem. Nou gaan jy vir my onder na jou voetnotas toe, en dan sien jy,
die naam van Jakob herinner aan hakskeen. So, het jy nou gou hierdie prentjie. Voor die verhaal begin sê die skrywer vir ons, voor sy geboorte was dit in Jakob se DNA. Hy het nie so geword nie, hy was altyd so, om voor te kom, om eerste te kan wees, om geseën te kan wees. En hy het sy boetie aan sy hakskeen beet gehad, want hy het voor geboorte geweet, ek wil die eerstgeborene reg kry, ek wil voor wees. So, hierdie konflik begin reeds voor hulle geboorte in die baarmoeder, en dan is daar so 'n mooi teks, Genesis 27 vers 36, waar die konflik tussen hierdie broers dan uitloop, en wat Esau sê, ja, jou naam is tereg Jakob, jou naam is tereg hakskeen-gryper, want nie net het jy my een keer voor geboorte aan die hakskeen gegryp nie, jy het nou my aan die hakskeen gegryp, en my eerstgeborene reg weggeneem. Kan ek gou vir jou vra, as jy die verhaal lees, met wie het jy simpatie? En die skrywer, laat dit aspres so gebeur. Jy het eintlik min simpatie met Jakob, maar jy het meer simpatie met Esau. Hy verdien dit, hy verdien tog om beter behandel te kan word. En saam met dit het mens net so 'n klomp vrae wat skielik by jou opkom, oor hoekom die goed gebeur. Daar's nie net konflik tussen die twee broers nie, het jy opgemerk tussen die konflik tussen Isak en Rebekka. Want die gedeelte gaan dan verder en sê, Genesis 25 vers 28, Isak het vir Esau voorgetrek, want Isak het van wildsvleis gehou, Rebekka het weer vir Jakob voorgetrek. So die skrywer wil hê ons moet allerhande vrae in die begin vra, te vra maar, wat het hierdie ouers verkeerd gedoen? Hoekom doen hierdie ouers dit? En hoe wil God dan nou half iets onregverdig laat gebeur? Hoekom deur Jakob wat sy lewe lieg en bedrieg die belofte gee en dit laat werk? En wat van Esau? Hoe werk die verhaal? Hoekom hulle slinksheid? En wat wil God daardeur sê? En wat het toe van Esau geword? Hy verdien tog beter. En uit hierdie spanning uitvloei hierdie verhaal dan voort. Ons kry nie die antwoord daarop nie, maar ons kry die antwoord dan in die einde, wanneer ons dan kans kry om die regte vraag kan vra. Wat daarna na hierdie insident gebeur, is dat tyd verloop, baie jare, maar dat Jakob dan Esau se eerstgeborene reg steel, en Esau dan verskriklik kwaad is daaroor, en Jakob moet vlug. En dan van Genesis 28 vlug hy in vrees vir sy broer, en die Genesis 28 bring hom dan by, nou soos by Bethel, hierdie besondere ontmoeting wat hy by Bethel gehad het. En hierdie ontmoeting wat sê, maar ek is by jou. Al vlug jy, al dink jy tussen ergens en nêrens is jy besig om net te slaap, ek is hier by jou en ek het 'n plan met jou lewe. En dan gaan die gedeelte voort dat die twee broers letterlik van mekaar skei. Dis 'n mooi ding om in die teks te kan sien. Want as jy nou weer na daai kaart kyk in die gedeelte, kan jy sien dat Jakob vlug na Haran. Haran is eintlik uit ons kaart uit, jy kan hom glad nie sien nie. Maar dan wanneer hy uit Haran vlug, lees ons dat Esau, waartoe gaan Esau? Suid van Beersheba gaan hy, en hy gaan na die Paran woestyn toe, en hy gaan bly by sy oom Ismael. Jakob gaan na Laban toe, en die bedoeling eintlik van die skrywer om te kan sê, hierdie twee kinders is wêrelde uitmekaar uit. En hulle wêrelde is totaal van mekaar geskei op aparte plekke. Gaan hulle wêrelde weer by mekaar kom? Ja, dit gaan gou weer in die verhaal gebeur. En dan bou die verhaal absoluut na klimaks toe op, in Genesis 32 en 33. En julle moet weer net die gedeelte gaan lees, wanneer Jakob na Jakob se naam verander word, en hy dan daar 'n baie besondere ontmoeting ook met die Here kry. Goed, so kom ons gaan kyk net gou na die boodskap van die Jakob verhaal siklus. Ek het nou net so 'n oorsig gou gegee oor 'n paar dinge wat in die teks gebeur, maar kom ons gaan kyk gou dieper na van hierdie goed wat ons nou net genoem het. So, ons het dit. Jakob se lewe word van die begin af gekenmerk, ek is hier op bladsy 10 in my notas, gekenmerk deur hierdie baie sterk ambisie om geseën te wees. En hierdie sterk ambisie bring hom in konflik met almal wat om hom staan. Hy beklei teen alles en almal om
om dit te kan kry. Vraag is, waarom sal God hom dan nou seën? En ons as lesers word in hierdie spanning gehou, ons word nie die antwoord daarin gegee nie, maar dan begin dit ontknoop in Genesis 32 en 33, wat belangrike gedeeltes is. En ek wil hê julle moet altyd onthou, die betekenis lê mos nou implisiet in die verhaal. So die mooi ding van Genesis 32 en 33 is dat jy eintlik tyd neem en dit mooi gaan lees en toelaat dat die verhaal iets aan jou doen. Op julle notas hier op bladsy 10 het ek 'n paar vrae daar gevra en julle kan eintlik tyd neem om die vrae self te gaan beantwoord. Lees deur die gedeeltes en dan skryf julle self daarin. Maar in hierdie gedeeltetjies lê iets besonders opgesluit. Die eerste vraag vra, hoe het dit dan nou gebeur? Onthou nou, die twee boeties se lewe het geskei. En hulle het van mekaar af, hulle verhale word van mekaar af vertel. Maar hoe het dit dan nou spesifiek gebeur dat Jakob weer uit Haran getrek het en teruggekeer het na sy geboorteland? En dan sal julle in die gedeeltes gaan sien, daai eerste gedeelte, gaan lees Genesis 31 vers 13 en 32 vers 9. Want dit vertel vir ons dat iets begin gebeur het. Onthou, by die ontmoeting in Bethel, sien ons dat Jakob se lewe verander. So onthou, hy vlug weg. En dan hierdie ontmoeting, na die ontmoeting, is dit amper asof die verhaal skielik anders draai. En miskien kom die gesegde daarvan af om die ware Jakob te ontmoet. Jakob begin verander en hy tree anders op. Nou is dit nie Jakob wat vir Laban bedreig nie, maar Laban wat eintlik vir Jakob bedrieg. Jakob is die een wat hard werk en lank werk. So ons kan klaar verandering daaraan sien. En dan raak hy ryk en hy kan eintlik daar bly. En dis nie hy wat self wil aftrek nie. In daai tekste sê God, ek wil hê jy moet teruggaan na jou geboorteland. Die tweede vraag. Wat dink julle wag op Jakob as hy weer terugkeer na sy geboorteland? Waarom is hy huiwerig? Lees daardie gedeeltes. Hy is verskriklik huiwerig om terug te gaan. Onthou gou die laaste keer wat ons van sy boetie lees, het hy die volgende gesê, Genesis 27 vers 41. Dis die laaste gedagte wat die teks ons gee oor Esau. Esau het vir Jakob gehaat, omdat hy die seun wat aan sy pa gegee het, omdat hy die seun weggevat het, en hy het gesê, my pa se dood is nie meer ver nie, dan maak ek my broer Jakob dood. So Jakob is om 'n baie spesifieke redes, kan hy baie bekommerd wees oor wat vir hom daar wag. Dan wil ek hê, gaan kyk na Genesis 33 vers 1. Plaas jouself in Jakob se skoene. En ek wil die gedeelte vir ons net lees waar hulle by mekaar kom. So Genesis 33, kom ons blaai na Genesis 32 toe en Genesis 33. Ons gaan na Genesis 33 vers 1. So die Here het op die stadium vir Jakob gesê, ek wil hê jy moet terugtrek. En Jakob is bang om sy broer te ontmoet in die vrees van wat sy broer gaan doen. En dan die afwagting wat geskep word, Genesis 33 vers 1. Toe Jakob deur die spruit was, het hy vir Esau in die verte gesien. In die verte sien aankom, met 400 man by hom. Jakob het die kinders onder Lea en Rachel en die twee persoonlike slagvinne verdeel en die slagvinne met hul kinders op die voorpunt gesit. So, wat hier baie interessant is, kyk hierdie twee groepe wat mekaar ontmoet. Esau kom met 400 man en Jakob kom met vrouens en kinders en slawe. Maar Jakob is bang en daarom stuur hy 'n klomp boodskappers ook dan om vir sy boetie geskenke te vat in die hoop dat die geskenke iets gaan verander. Dan is hierdie mooi gedeelte wat in Genesis 33 dan afspeel. Hulle
Hulle sien mekaar uit die verte en die spanning gaan optel. Hy het soveel jare verloop. Laas toe hy sy broer van hom gehoor het, wou sy broer hom doodmaak. Wat gaan nou gebeur? En dan bou die spanning op en dan ontknoop die spanning van die hele verhaal in Genesis 33 vers 4. Kom ons lees van vers 3 af. Hy het self verbygegaan tot heel voor. Dit is nou Jakob. En toe hy nader na sy broer toe kom, het hy 7 keer diep gebuig. En dan hierdie gedeelte. Esau het hom tegemoet gehardloop en hom omhels. Esau het sy arms om Jakob se nek gesit en hom gesoen en hulle het gehuil. Esau het opgekyk en die vrouens en kinders gesien en toe sê hy, wie is al hierdie mense by jou? Jakob het geantwoord, dit is die kinders wat God in sy liefde aan my gegee het. Die persoonlike slavinne het met hulle kinders nader gekom en gebuig, en toe het ook Lea met haar kinders nader gekom en gebuig. Josef en Rachel was heel agter, en hulle het ook nader gekom en gebuig. Nou gaan ek julle gou vat na ons storie volgende week toe. Onthou julle die storie? Wie het voor Josef gebuig? Het is amper asof hierdie verhaal, die spanning daarvan, net weer herhaal word. 2 broers wat wêrelde uit mekaar geleef het, is versoen. En dan hoor wat sê Esau. Esau het vir hom gesê, vers 9, broer, ek besit, hy vra toe van vers 8, toe vra Esau, en wat is jou bedoeling met al hierdie goed wat ek gekry het? Dit is nou die geskenke wat Abraham gestuur het, Jakob gestuur het, in die hoop dat sy broer hom goedgesind kan wees. En Jakob antwoord, dit is om die vriendskap te wen. Maar Esau sê vir hom, broer, ek besit self baie. Wat joune is, moet joune bly. Ek is nie hier om jou goed te vat nie. Wat 'n ongelooflike verhaal. Weereens, die betekenis daarvan is implisiet in die verhaal. Jy moet toelaat dat die verhaal iets met jou doen, en uit dit uitkom iets van die betekenis daarvan. So daarom, waaroor gaan hierdie verhaal? Het gaan oor konflik, het gaan oor spanning tussen 2 punte, wat opbou deur kompleksiteite. Dit gaan oor 2 ontmoetings, wat God met Jakob het. Begin vra, jy kan iemand soos Jakob verander, iemand in wie se DNA, amper voor hy geboorte is, die naam bedrieg geskryf is. Ja, jy kan, as jy jou naam verander, want sy naam is verander, gesê, ek noem jou nie meer Jakob nie, ek noem jou Israel, want jy het beklei, jy het gestry, en in hierdie stryd het jy God gevind, jy het jou vrede gevind. So wat wil die skrywer vir ons hierdeur sê? Hoe is God vandag in ons wêreld teenwoordig? Daar op bladsy 12 het ek 'n gedeeltjies wat julle in die handleiding kan kyk. Paulus se boodskap in 1 Korintiërs 27 tot 29 sê iets besonders hiervan, en ek wil dit graag vir julle lees. 1 Korintiërs 1 vers 27 tot 29. En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. En wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is tot niet te maak. En dan die laaste sin, voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Nie Jakob se ambisie het hom iets in die lewe gemaak om op te kan roem nie. Maar God het daardeur iets gedoen. Toe hy Jakob verander het, toe hy sy ambisie omgekeer het, toe hy hom in Bethel ontmoet het, en ek sê, wat skrikwekkende plek is hierdie? Hierdie is niks ander as God se teenwoordigheid nie. Partykeer vir ons ook. Wat 'n skrikwekkende plek is hierdie? Hierdie plek waar ons is niks anders as God wat by ons is nie, en saam met ons vorm nie, amper soos in die Abraham verhaal. Ek wil eindig deur ietsie baie interessant. Soos wat mense hierdie gedeeltes lees, kom jy op goed af wat jy eintlik nooit voorheen gesien het nie. En ek wil juis net hierdie boodskap so mooi illustreer
deur 3 tekste wat ek vir julle wil saamlees. En die tekste wat ek vir julle wil saamlees is eintlik lees jy dit nie in ons eie vertalings nie. Ek wil dit vir julle vanuit die Hebreëus lees. Want as jy dit in die Hebreëus gaan kyk, dis tekste wat verband hou met hierdie Genesis 32 tot 33, waar die ontmoeting plaasvind, waar 'n kern ietsie plaasvind. En in hierdie tekste is daar iets baie besonder wat in die Hebreëse teks oor die konsep van gesig gemaak word, om voor iemand se aangesig te kan verskyn. En die terme reflekteer nie so mooi in ons eie vertalings nie. So kom ons gaan kyk daarna op bladsy 12 en ek het die op die skerm vir julle. So ons is in onthou, hierdie 3 gebeurtenisse hang met 3 gedeeltes saam, 3 verskillende gedeeltes. Die eerste gedeelte is Genesis 32 vers 20, waar Jakob eintlik nie voor die aangesig van Esau verskyn nie. Hy stuur boodskappers om na Esau toe te gaan om vir hulle 'n boodskap te kan bring. En ons Nuwe Afrikaanse vertaling lui as volg. Dit sê, hy stuur die boodskappers en sê, verder moet julle ook nog sê, Jakob kom agter ons aan. Hulle wil nou vir Esau sê. Hy wil aan U onderdanig wees. Jakob het naamlik gedink, met die geskenk wat voor my uitgaan, sal ek probeer om hom in 'n goeie by te kan kry. Nou ek weet julle gaan nou nie die Hebreëus wat daarin is kan lees nie, maar wanneer jy die Hebreëus dan op 'n manier letterlik vertaal, kry jy die volgende. I may appease his face with the presence that goes before me, and afterwards I will see his face. Perhaps he will lift my face. So the present passed before him. Okay, kan julle daar sien? Die woordjie gesig word eintlik nie in hierdie gedeelte vertaal nie, alhoewel dit deur die skrywer baie pertinent gesê word. Hy sê, ek gee hierdie geskenk en ek hoop dat dit voor sy gesig sal verskyn en dat na die tyd ek sy gesig sal sien en sal sien dat hy sy gesig na my toe in medemenslikheid sal lig. Kom ons kom by die tweede gedeelte uit, net 10 verse later. Na hierdie insident, onthou, hy's nou besig om uit Haran te trek en hy stuur die boodskappers, stuur hy vooruit na sy broer toe wat aan die ander kant van die wêreld bly. Hy's nou besig om af te trek. Maar tussenin hierdie ontmoeting het hy ontmoeting met God by Peniel. En dis waar hierdie teks gaan. Jakob verskyn voor God se gesig. En dan lees ons in Genesis 32 vers 30 dan die volgende. Jakob het die plek Peniel genoem, want het hy gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien, en tog het ek nie omgekom nie. En dan as jy die Hebreëus dan gaan vertaal, is dit maar amper soos wat ons daar lees, I saw God face to face. Na Peniel het hy omgetrek en afgegaan om sy broer te kan ontmoet. Onthou gou wat ek weer gesê het, hierdie 2 ontmoetings van God, die een by Bethel, gaan kyk weer op jou kaart, en die ander een by Peniel, het hom ingrypend verander. Die Bethel ervaring het sy lewe ingrypend verander vir sy lewe wat hy in Haran moes gaan leef by Laban. Dit het hom meer opreg gemaak. Maar iets moes nog verander voor hy sy broer kan ontmoet. En dit gebeur in hierdie ontmoeting. Hy sien God van gesig tot gesig. En wat het hierdie gesig tot gesig met God aan hom gedoen? En dan kom die ontknoping in Genesis 33 vers 10. En dit is, as ek my broer se gesig sien, is dit soos om die gesig van God te sien. En om die gesig van God te kyk, is om my broer te kan sien. En jy kry dit nie lekker selfs in die Afrikaanse vertaling nie. Hoor wat sê die Nuwe Afrikaanse vertaling? Nee, as u my goedgesind is, moet u my geskenk aanvaar. Ek het na u toe gekom om u goedgesindheid te wen,
Net soos wanneer 'n mens in die teenwoordigheid van God verskyn. En u het my vriendelik ontvang. En dit sê u het my mooi, u het my vriendelik ontvang. Maar kyk wat sê die Hebreërs. For truly, to see your face is like seeing the face of God. Ekskuus tog. Daar kom ek dit nou by die 33 vers 10. For truly, to see your face is like seeing the face of God. Ons spring van 'n paar verse. Genesis 32, vers 20, Genesis 32, vers 30, en dan net 'n paar versies later, Genesis 33, vers 10. Radikale verandering. En Walter Bregeman sê hier oor iets wonderlik, en ek lees dit vir julle. Hy sê, in the holy God, there is something of the estranged brother. And in the forgiving brother, there is something of the blessed God. Jacob has seen the face of God, and now he knows that seeing the face of God, that seeing the face of Esau is like that. The forgiving face of Esau and the blessing face of God have an affinity. Dis nie mooi nie. Hy sê, daar's iets tussen hierdie twee. Wanneer ek na my broer kyk, en my broer se vergifnis kan beleef in wat ek hom gedoen het, en ek kyk in God se gesig, dan is daar iewers 'n koneksie. So wat beteken dit vir ons vandag? Die vraag is, moet ek dit verder verduidelik? 'n Mens hoef nie. Weereens, daar is so 'n mooi gedeelte in 2 Korintiërs 5, vers 16 tot 21. Dis daar op bladsy 14, en ek wil dit net vir julle lees, want die gedeelte is vanselfsprekend wat met ons praat. Wat is die tema van die verhaal? Die tema gaan oor versoening. Die tema gaan oor rekonsiliasie. En oor God wat ons in die proses verander, om broers wat wêreld uitmekaar is, by mekaar te kan bring, sodat 'n groter geskiedenis kan ontvou. En dis waaruit ons geskiedenis kom. Van foute wat albei broers gemaak het. Van Esau wat nie veel dink van sy eersgeborene reg nie, en van Jakob wat homself lieg en bedrieg om dit kan kry. En uit hierdie twee verhaal, met twee ouers, Isak en Rebekka, wat partydig is tussen die twee kinders, ontvou hierdie mooi gedeelte. Partykeer, dan kom ons aan die einde van ons lewens, 'n gedeelte van ons lewens, en ons kyk terug na al die dinge wat gebeur het, en dan ontvou hierdie mooi verhale. Ek lees vir ons die gedeelte 2 Korintiërs 5 vanaf vers 16 tot 21, en ek het daar vir julle in die notas gesit. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens ons menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Want iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby en die nuwe het gekom. Dit is alles die werk van God. Dink gou aan die twee ontmoetings wat Jakob gehad het. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Wie het dit gedoen? Dit is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen. Onthou by Bethel, versoen hy homself met Jakob. By Peniel, versoen hy homself met Jakob. En aan ons die bediening van versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredings nie toegereken het nie. Want as hy dit gedoen het, dan het Abraham dit nie gemaak nie. En dan was Jakob nie gebore nie. En ons verhaal van Josef gaan ook daaroor. Ons word nie deur God regverdig deur alles wat ons net reg doen nie, van dinge wat reg loop nie. Ons word deur ons geloof regverdig. Dat God nie net soewerein is nie, maar dat God vir mense omgee. En dat hy deur tyd ons by plekke uitbring. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. En wat is ons dus vandag? Ons is gesandte van Christus. En dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus. En hier kom nou die belangrike ene. Want as jy dit nie kan doen nie, dan moet ons Bybel toeplak.
Aanvaar die versoening wat God bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. Hoe is God vandag by ons teenwoordig? Waar daar deernis is en liefde, daar is God die Heer. Ook by ons vandag, in ons verhale, oor tyd heen. Kom ons bid saam. Here, waarom is dit dan so moeilik om in vrede met mekaar te lewe? En waarom is dit nog moeiliker om, as die geveg eers begin het, vrede te maak? Geen wonder dat oorlog nooit ophou nie. En van myself moet ek erken, dat dit trots is, wat my lippe so laat saampers, dat ek die woord jammer net nie kan uitkry nie. Ek erken aan u dat daardie kinderagtige argument van, dis mos nie ek wat om verskoning moet vra nie, wat altyd my knielter. Daardie flou verdediging van, dit was mos nie my skuld nie. Maar Here, ek weet net so goed, dat niemand ooit in hierdie soort geskille blaamloos is nie. En dat die herstel van liefde en harmonie al is wat op die einde saak maak. Here, daarom my maniere om in die hitte van 'n woordestryd net om te draai en weg te loop, is nie net onvolwasse nie. Dit is 'n swakheid in my eie karakter. Dit is selfvernederend. En daarom, Here, gee my die moed en die statuur en ja, die nederigheid om nie net soos Jakob nie, maar ook soos Esau te kan sê, ek is jammer. En daarin, Here, te kan beleef dat ons geseën is.